Julle, sal julle asseblief julle Bybels oopmaak by die evangelie beskrywing van Lukas. En ons is nou by hoofstuk 14 en daar verse 12 tot 14. Dis 3 verse waarby ons vanoggend stil staan. En ek gaan nou vir ons dan ook dit voorhou. En ek lees vir ons net daai 3 verse uit Lukas 14. Lukas 14 vanaf vers 12. En hy, dit is Jesus, sê ook vir die man wat hom genooi het: wanneer jy 'n môre of middagete gee, moenie jou vriende nooi of jou broers of jou bloedverwante of ryk bure nie, sodat hulle jou nie miskien ook eendag weer uitnooi en jy vergelding ontvang nie. Maar wanneer jy 'n feesmaal gee, nooi armes, verminktes, krepeles, blindes, en jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie, want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges. Hier in Lukas 14 vers 12 tot 14 is die konteks nog steeds binne in daardie huis van die owerste van die fariseërs. Hierdie fariseër het hierdie groot feesmaal gehou. Jesus is uitgenooi. Daar's ook daardie persoon wat aan water gelei het, hierdie dodelike siek persoon wat ook uitgenooi is. En Jesus het al reeds wonderwerk gedoen deur daai persoon gesond te maak daar op die Sabbat. Daardeur gewys dat wat die Here verwag is ook om barmhartigheid te wys, om barmhartig te wees, en Jesus het dit kom wys, en hy is die barmhartige ene wat dan ook sondaars kom verlos van die ewige toorn. So 'n mooi prentjie van daardie gesondmaking op die Sabbat. En dan het ons die vorige keer gekyk na Jesus wat sien hoe die genooides inkom, en daar's van hulle wat in die voorste plekke gaan sit en nie agter nie. En toe het Jesus nou vir hulle geleer dat deur wat hy nou vir hulle gesê het, moenie die voorste plekke gaan soek nie, maar gaan sit agter, want as jy nou gaan voor sit en jy word later gesê jy moet nie hier voor sit, jy moet daar agter gaan sit, dan gaan jy skaam kry. Jy gaan verneder word. En dis 'n prentjie van wat Jesus ons wou leer dat die wat hoogmoedig is, sal verneder word, maar die wat in hierdie lewe verneder word, die wat in hierdie lewe hulle sonde ken en weet hulle is afhanklik van die Here Jesus, hulle sal verhoog word. So Jesus het dit baie mooi daar gewys. Maar hierdie feesmaal is nog nie verby nie, en wat Jesus wil leer is nog nie verby nie. En hy praat toe direk met hierdie man wat hom toe nou genooi het, hierdie owerste van die fariseërs. En hy praat met hierdie man oor sy gastelys, wie hy besig is om uit te nooi, want hy kan ons nou sien wie hier inkom. En die Here Jesus ken ook sy hart natuurlik. En hy wil met hierdie man se hart praat en uiteindelik ook met ons harte. En deur met hierdie man te praat oor sy hart en sy rede hoekom hy hierdie mense uitnooi, is Jesus besig om vir ons 'n koninkryksbeginsel te leer. En ek wil nou al hierdie beginsel gee, en dan gaan jy dit ook sien in die res van die verse. Die beginsel is, die Here se gastelys word bepaal deur ons gastelys. Met ander woorde, hoe ek 'n gastelys opstel, bepaal of ek op die Here se gastelys is. Met ander woorde, of ek op die Here se gastelys is, gaan dan deurkom in my lewe oor hoe ek teenoor ander mense optree. Jesus leer nie in hierdie teksgedeelte dat as jy mooi werk met mense, dan gaan jy eendag gered word nie. Wat Jesus hier leer is,
is dat as jy gered is en jy is op die Here se gastelys, dan gaan jy in hierdie lewe ook daardie koninkryksbeginsel uitlewe. En ons gaan nou ook sien verder hoe dit lyk, hoe ons houding teenoor mense lyk as ons op daardie gastelys is. En Jesus begin dan daar in vers 12. En hy sê vir die man, wanneer jy 'n môre of 'n middagete gee, moenie jou vriende nooi of jou broers of jou bloedverwante of ryk bure nie, sodat hulle jou nie miskien ook eendag weer uitnooi en jy vergelding ontvang nie. So wat Jesus hier sê is, vir daai owerste, hy sê jy, moenie jou vriende en jou familie en hierdie ryk mense uitnooi nie. Jou rede moenie wees dat as jy hulle uitnooi, dat jy gaan dink dat eendag gaan hulle my terugbetaal, dan gaan hulle vir my iets teruggee of dan hulle my ook gaan uitnooi nie. So die hart van hierdie owerste van die fariseer was dat hy het dinge gedoen sodat hy terug kan ontvang. Hy het dit tit vir tat gedoen. Ek gaan hierdie vir hierdie mense doen en dan verwag ek daai terug. Jesus het die hart raak gesien. En hy het basies vir die persoon gesê, hoe jy gaan meet of jou hartsgesindheid reg is moenie jou bloedverwante en jou vriende en daai ryk mense uitnooi nie. Toets jou hart, is jy bereid om dit te doen? Jesus is nie besig hier om te leer vir gelowiges vandag, dat as jy nou 'n feesmaal hou, dan moet jy nie familie en so aan uitnooi nie. Want ons sien in die res van die skrif is baie duidelik dat ons wel moet lief wees vir ons familie en ons moet vir hulle omgee. Die wat nie vir hulle gesin of familie omgee nie, is slegter as 'n heiden. So jy kry al daai teksverse. So Jesus sê nie, jy moenie vriende uitnooi en feesmaal hou saam met familie en so nie. Dis die teendeel. Jy moet dit ook doen. Maar wat Jesus hier probeer sê is, hoekom jy dit doen, is waar die probleem kan inkom. Die hart is die probleem. Dis ons hartsgesindheid. So Jesus ontbloot die man se hart. Hy ontbloot hierdie owerste se hart. En hy sê vir hom, jy is besig eintlik om met wiskunde te werk. Ek doen +1 en dan moet iemand anders ook vir my iets terug doen en dan is ek weer terug by 0. So eintlik is 0 jou basislyn. So jy doen 1, dan moet iemand anders iets doen of iemand doen ietsie anders vir jou, dan sê jy by -1, dan moet jy teruggaan weer na 0 toe. Dit is 'n wiskundige vergelyking vir hierdie fariseer gewees. So Jesus sê toe ook nie die negatief, net die negatief nie, want hy sê toe, Jesus sê vir hom, okay, jy moenie hierdie ouens uitnooi nie, hierdie mense wat jy ken en wat jy dink jou sal later vergeld, terugbetaal, teruggee vir jou vriendelikheid of vir jou uitnodiging nie. Want dit is wat daai vergelding ontvang beteken nie, vergelding is nie straf ontvang nie, in hierdie konteks is daai vergelding beteken, jy sal terugkry. Jy sal terugbetaal word, jy sal teruggegee word as jy vir hierdie mense uitnooi. Want dis wat die fariseer gedoen het en gedink het, hy het gedink, ek nooi hierdie ou uit, dan gaan ek later teruggenooi word, of ek gaan miskien 'n geskenk kry. Ek gaan vergeld word. Maar toe sê Jesus, nie net daai negatief, jy moenie dit doen nie, maar hy sê ook, so toets jouself nou in vers 13, dis wat jy moet doen. Maar wanneer jy 'n feesmaal gee, nooi armes, verminktes, krepeles, blindes. Nie een van daai mense gaan vir hierdie owerste van die fariseer kan terugbetaal of teruggee wat hierdie fariseer aan hulle sou doen nie. Niks. Ek wil jy praat van armes. Armes kan nie 'n feesmaal hou nie. So as hierdie owerste van die fariseer vir hierdie armes 'n feesmaal hou, dan kan hy nie verwag hulle gaan vir hom terug 'n feesmaal hou nie. Die verminktes, die krepeles, die blindes. Dis mense wat veral in daai tyd ook nie dit breed gehad het nie. Praat hierdie gedeelte
nie maar ook baie met ons nie. 'n tit for tat. Dit is belangrik dat mense hierdie vraag vra. Hoekom doen ek dinge vir ander mense? Is dit sodat ek iets daaruit kan kry? Is dit vir aanvaarding? Is dit vir erkenning of lofprysing deur die mense? Sodat ek terug uitgenooi word soos in die geval van hierdie owerste van die fariseer, sodat mense miskien my opinie kan hoog ag, as ek hulle huisves en dan luister hulle na my en dis wat ek wil eintlik hê. Miskien is 'n goeie toets as ek vir myself sê, ek het hierdie mense, hierdie vriende of hierdie familie selfs al soveel keer uitgenooi. Maar ek is nog nie een keer deur hulle uitgenooi nie. Hoekom doen ek dinge by die kerk? Hoekom doen ek dinge vir die kerk? Hoekom doen ek dinge vir my kinders? Dis 'n belangrike vraag. Hoekom doen ek dinge vir my kinders? Is dit om eer te kry? En 'n goeie toets hierso is dat, kom ons sê ons is by kuier en ons kinders is ongehoorsaam op daardie oomblik. Is dit ek wat skaam kry primêr, of is dit ek wat bekommerd is oor die hart van my kind? Sien die klemverskil? Gaan dit oor my of gaan dit oor die kind? Hoekom doen ek dinge vir my familie? En mense hoor baie keer hierdie argument. En mense moet dit partykeer waardeer, want mense is eerlik. Mense dink baie goeders, maar mense sê dit nie altyd nie. En dan hoor jy, hulle gaan hierdie doen vir hulle familie, want as hulle eendag genood is, dan gaan die familie hulle ook help. Ek gaan vergeld word. So ek doen hierdie, dan gaan ek vergeld word. Dan gaan ek teruggegee word, terugbetaal word. Wiskunde vergelyking, tit for tat. Hoekom doen ek hierdie dinge vir kliënte? Hoekom doen ek hierdie goeie werk vir kliënte? Sodat ek net meer besigheid by hulle kan kry. Hoekom doen ek dinge vir my baas? Al sodat hy my kan raak sien en ek miskien 'n beter salaris en 'n beter posisie kan kry. Dis hoekom ek hierdie dinge doen, maar natuurlik as hy my nie sien nie, dan maak dit nie te veel saak nie. Of ons kan dink, maar ek doen dinge vir mense, maar ek sien hierdie probleem by mense. Hulle sê nie vir my dankie nie. So hulle sê nie vir my dankie nie. Maar hoor die verskil. Hoor die verskil. Kom ons sê mens doen ietsie vir 'n ander persoon, dan is dit natuurlik goed en reg en die persoon moet dit ook leer en besef, dit is reg om dankbaarheid te wys. Die skrif is baie duidelik, julle moet dankbaar wees. Baie duidelik. Maar as die persoon nie dankbaar is nie, is die vraag, hulle is nie dankbaar teenoor my nie, of is ek bekommerd dat daar nie hierdie dankbaarheid by hulle is nie, want dan is miskien iets verkeerd met hulle hart. So dit gaan nie eintlik oor my nie. Dit gaan dan oor, ek is bekommerd oor hulle. Sien die fokusverskil. En dit is wat Jesus hier wil aanspreek. In hierdie situasie van hierdie ete. Hy wou die fariseer se hart aanspreek, om vir hom te wys, maar jy is nie besig om mense werklik lief te hê, regtig lief te hê, om dit vir hulle te doen, sonder om iets terug te verwag, en uiteindelik dit vir die Here te doen nie. In Kolossense 3 vers 23 en 24, dan sê dit, en wat julle ook al doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here. Jy sien, vers 14 sê amper dieselfde as Kolossense. Hoor gou wat gebeur daar in vers 14. Jesus sê vir die owerste, en jy sal gelukkig wees, jy sal geseënd wees, jy sal as geseënd geag word,
omdat hulle niks het om jou te vergeld nie. So wat Jesus hier sê vir die owerste, nooi daai armes uit, nooi die krepeles uit, nooi die verminkes uit, nooi die blindes uit, en jy gaan geseënd wees, want hulle kan niks vir jou teruggee nie. Maar wat Jesus hier sê is dat jy is geseënd wanneer jy dit doen, wanneer jy dit wil doen. En hoe sien ons dit? In die laaste gedeelte van vers 14, dan sê dit, want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges. In die opstanding van die regverdiges. Jesus sê nie daar in die opstanding van die mense nie. Nou kyk jy, almal gaan opstanding hê. Almal gaan, of jy gelowige is of 'n ongelowige is, jy gaan 'n liggaam kry wanneer Jesus terugkom. Almal kry liggame. Maar Jesus praat hierso van, daar's mense wat opstaan, maar spesifiek die regverdiges wat opstaan. Hulle gaan vergeld word. Wie is die regverdiges? Die regverdiges is nie die wat uiterlik hierdie feesmaal gehou het vir mense wat dit nie kan teruggee nie. Nee. Die regverdiges is eerstens die wat Jesus bely. Die wat Jesus bely as hulle verlosser. Dit is hulle wat bely dat Jesus het vir hulle kom sterf. Dis hulle wat reggemaak is by die Here, nie deur hulle goeie werke of wie hulle uitgenooi het nie, maar hulle is reggemaak by die Here op grond van wat Jesus kom doen het. Dat hy hulle straf kom dra het en dat sy goeie werke hulle toegereken is. Dis die regverdiges. En dan word hierdie persoon wat toe nou nie vir homself lewe nie, maar vir die Here lewe, hy word gereken as hierdie regverdiges, en dan die Here gaan dan, omdat hy 'n regverdige is, gaan die Here hom erken, die Here gaan hom vergeld, maar hy gaan ook natuurlik geprys word, omdat hy in die evangelie gelewe het in hierdie lewe, en gesorg het, dat hy nie vir homself lewe nie, maar vir ander mense. Nou, dit is die beginsel wat hier geleer word. Is die Here wat sy lewe kom neerlê het vir ons. Wat vir ons kom sterf het. Wat die dood oorwin het vir ons. Dis daardie Here wat wil hê ons kan nie meer vir onsself lewe nie. Ons wil nie meer vir onsself lewe nie. Ons is vrygekoop. Dit gaan nie meer oor my nie, maar dit gaan oor hom. En die manier hoe ek met ander mense werk, verklap oor hoe ek dink oor die evangelie. Dit verklap dit. Natuurlik val ons baie keer terug na die ou mens en ons sukkel nie meer en ons doen weer dinge uit selfsug. Dit is so. Maar dis nie reg nie. Ons kan nie daai verskoning gebruik van ja nee, ek het maar net die ou mens en dis almal anders te doen het. So ek kan ook maar vir myself lewe nie. Ek kan ook maar met 'n wiskundige vergelyking lewe van +1, -1, solank ek net by 0 opeindig. Miskien kan ek meer plusse hê, dis nog beter dan het ek geen probleem nie. Ek wil net veilig speel. Nee, die evangelie leer ons dat ons naaste nou moet lief hê. En ons naaste wil lief hê. Hoor gou hierdie teksverse. Psalm 41. Welgeluksalig is hy wat ag gee op die arme. Die Here sal hom red in die dag van onheil. Nou op ons ore dan klink dit asof hier gesê word, dat as ek vir die armes sorg, dan gaan die Here my eendag help. Dit klink op ons ore asof die Here hierso 'n werksgodsdiens vir ons leer. Maar dit is nie wat hier gebeur nie. Dit is my houding teenoor ander mense verklap
of ek besef en of ek glo in Jesus wat hy vir my kom doen het. Spreuke 14 vers 21. Wie sy naaste verag, doen sonde. Wie sy naaste verag. Nou veragting is onder andere dat as jy mense net gebruik en misbruik, uitnooi met die doel dat hulle my uitnooi later. Daai verag is ook maar misbruik. So wie sy naaste verag, doen sonde. Maar hy wat medelee het met die ellendiges, hy is gelukkig. Hy wat medelee het met die ellendiges, hy is gelukkig. Want daai medelee met die ellendiges, wat uit die hart uit kom, onthou medelee kom eerstens uit die hart uit, as jy regtig deernis het vir mense, en hulle dan ook fisies help, dit is ook reg, maar die punt is, dit begin by die hart. As ek werklik mense lief het, en dit nie doen uit selfsugtige redes om hulle te help of om hulle uit te nooi nie, dan is jy gelukkig. Jy is nie dat jy deur hierdie goeie werke, dat jy dan eers gelukkig word nie. Jy is gelukkig, want jy is in Jesus gelukkig. Matteus 5 vers 7. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. En dan, vroeër in Lukas, dan vat dit eintlik hierdie beginsel wat ons nou hier gesien het in die teksgedeelte so mooi vas, waar dit sê, wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is. Wees barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is. Dis waar dit begin. Barmhartigheid beteken dat ek gee sonder dat dit vereis word. Jy kan nooit barmhartigheid vereis nie. Jy kan net barmhartigheid gee. Ons het nie die Here se barmhartigheid vereis nie. Ons het nooit gesê die Here moet ons kom red nie. Ons het gesê die Here, ons wil die Here nie sien nie. Ons wil hom nie hê nie. Ons het hom nie nodig nie. Ons wil vir onsself lewe. Dit is ons eerste beginsel. Maar die Here het kom barmhartigheid wys. Toe ons nog vyande was, het hy sy seun gegee en nou, omdat ons daai barmhartigheid ken. Omdat ons daai barmhartigheid ken, wil ons barmhartig wees. Doen ons die dinge om vergelding te ontvang nie. Daar is hier die voorbeeld van 'n vrou wat 'n prediker op 'n stadium gegee het. Die vrou het by hierdie prediker aangekom en vir die prediker gesê, sy weet nou dat sy gered is. Sy weet sy is gered. Toe vra die prediker vir haar, maar hoe weet jy, hoe het dit gebeur? Toe sê sy het altyd die huis skoon gemaak. Dat die huis skoon gemaak en alles was netjies. Jy kon sien dit is skoon en netjies. Maar toe sy tot bekering kom, toe het sy onder die mat begin skoonmaak. Die baas sien nie dit nie. Maar wie sien dit? Die Here. So sy toe begin dinge doen nie om vergelding te kry nie. Moenie dit verkeerd verstaan nie. Dit is goed om 'n salaris te kry, dit is goed om kliënte te kry, maar die vraag is altyd, hoekom doen ons wat ons doen? Is dit om deur mense geprys te word? Is dit om selfs mense bankbalans te laat groei? Is dit die primêre rede? Is goed as daar natuurlik baie wins is. Daar het baie ryk mense in die Ou Testament gekry, Abraham het Salomo gekry, het Job gekry. Die Here het homself vir Job het hy uitermate geseën en selfs dit wat hy gehad het, het hy meer gemaak aan die einde van sy lewe. So is nie dat die Here teen rykdom is nie. Die vraag is vir elke gelowige in sy werksplek, in die gesin, in die kerk, hoekom doen ek wat ek doen? Gaan dit eintlik maar oor myself? Dat ek doen hierdie dinge vir ander mense en
doen al die moeite vir ander mense, sodat ek voorop kan staan. Sodat ek opgelig kan word. Sodat ek voordeel daaruit trek. Sodat mense eintlik vir my moet luister. Maar sien die koninkryksbeginsel draai die ding heeltemal op sy kop. Heeltemal. Is die wat verneder word, sal verhoog word. En as ek dinge doen, al word ek gesien dat ek die dinge doen, dan doen ek dit vir die Here, vir sy eer. Dis eerstens die primêre rede hoekom ek dinge nou wil doen, want die Here sien wat ek doen. Die Here ken my hart. Ek wil vir hom eer gee. So die uiteinde, en dis waarmee ek begin het, die Here se gastelys. Die Here se gastelys word bepaal deur watter rede mense, of deur watter rede jy mense op jou gastelys sit. Of nog beter gestel, die Here se gastelys word verklap deur watter rede ek mense op my gastelys sit. Die rede wat ek mense op my gastelys sit, hoe ek mense dien met my gawes, sê baie oor of ek op daardie gastelys is van die Here. Sê baie. En as mens daardie selfsug agterkom, as mens sien maar eintlik gaan die lewe net oor my, dan moet mens besef, daardie selfsug verdien die ewige straf. Dis baie hartseer. Dit is wat daai selfsug verdien, is wat die selfsug sal kry. En die enigste manier om ontslae te raak van daardie selfsug, is om te besef jy het Jesus nodig. Is om te glo in die Here Jesus. Dat hy vir daai selfsug dood gegaan het aan daai kruis. Vir jou selfsug. Vir my selfsug. Daar dood gegaan het aan die kruis. En wanneer ek dit sien en dit glo en dan vashou en besef, dis wat ek nodig het. Ek het Jesus nodig. Ek het nie myself nodig nie. Ek wil nie myself hê nie. Dis wanneer ons juis nederig, sagmoedig word. En dit is wanneer ons optrede teenoor ander mense verander. En dan ons rede dat ons mense op ons gastelys sit verander. En dit kan vir ons wys, ek is op daardie gastelys, daardie ewige gastelys, daardie gastelys wat die wonderlikste gastelys is, want ons gaan by die wonderlikste bruilof wees vir ewig. Die wonderlikste bruilof vir ewig. En alle troues, huwelike is net 'n prentjie van daardie wonderlike feesmaal. Dis 'n wonderlike vooruitsig vir gelowiges. En weer eens is hierdie vir ons weer net so weer eens 'n wonderlike motivering. Om net te wys maar as ek terugval op daai sonde van selfsug en ek doen dit eintlik vir myself, dink mense net ag dit is so hartseer as ek daarin terugval. En ons doen dit baie keer want ons is bang, as ons dit nie vir onsself doen nie, waar gaan ek opeindig? Ek gaan nie meer geld hê nie, ek gaan weggestoot word. Nee. Hier sê die Here, jy het die grootste beloning. Jy het die grootste beloning. Wanneer jy Jesus bely, en vir hom lewe. Dis die grootste beloning, want jy het die ewige lewe. Jy het die ewige bruilof. Dis 'n wonderlike motivering om dan ook uit te gaan en lief te wees vir die mense wat ons wil. En ons kan. Kom ons bid saam.